Goeiemôre, ons gaan aan met die laaste paar hoofstukke van Esegiel, van hoofstuk 46 af. So sê die Hemelse Vader, die poort van die binneste voorhof, wat na die ooste kyk, moet gedurende die 6 weksdae gesluit wees, maar op die Sabbatdag moet dit oopgemaak word, ook moet dit op die dag van die nuwe maan oopgemaak word, en die vors moet deur die voorportaal van die poort van die buite af ingaan, en by die deurpos van die poort gaan staan, en die priesters moet sy brandoffer en sy dankoffers berei, en hy moet aanbid by die drempel van die poort, en dan uitgaan, maar die poort moet nie gesluit word tot die aand toe nie. Ook moet die volk van die land aanbid voor die ingang van die poort, op die Sabbate en op die nuwe maane, voor die aangesig van die Hemelse Vader, en die brandoffer wat die vors aan die Hemelse Vader moet bring, op die Sabbatdag is 6 lammers sonder gebrek en 'n ram sonder gebrek, en die spysoffer 'n eva vir die ram, maar vir die lammers moet die spysoffer wees wat sy hand kan gee, en 'n hin olie vir 'n eva. Maar op die dag van die nuwe maan 'n jong bul sonder gebrek en 6 lammers en 'n ram sonder gebrek moet hulle wees, en as spysoffer moet hy gereed maak 'n eva vir die bul en 'n eva vir die ram, maar vir die lammers volgens wat hy kan bekostig, en 'n hin olie vir 'n eva. En as die vors ingaan, moet hy deur die voorportaal van die poort ingaan, en met dieselfde weg weer uitgaan. Maar as die volk van die land voor die aangesig van die Hemelse Vader kom, op die feestydde moet hy wat deur die noordpoort ingaan, om te aanbid, deur die suidpoort uitgaan. En hy wat deur die suidpoort ingaan, moet deur die noordpoort uitgaan, en hy mag nie teruggaan deur die poort waardeur hy ingegaan het nie, maar moet reguit vorentoe uitgaan. En die vors moet tussen hulle ingaan as hulle ingaan, en as hulle uitgaan, moet hulle saam uitgaan. Verder op die feeste en op die feesttye die spysoffer wees 'n eva vir 'n bul en 'n eva vir 'n ram, maar vir die lammers wat sy hand kan gee, en 'n hin olie vir 'n eva. En as die vors 'n vrywillige offer gereed maak, 'n brandoffer of 'n dankoffer, as vrywillige offer aan die Hemelse Vader, dan moet hulle vir hom die poort oopmaak wat na die ooste kyk, en hy moet sy brandoffers en sy dankoffers berei, soos hy op die Sabbatdag doen, en hy uitgaan, moet hulle die poort sluit nadat hy uitgegaan het. Verder moet jy 'n jaar oud lam sonder gebrek daagliks berei as brandoffer aan die Hemelse Vader. Elke môre moet jy dit berei, en jy moet elke môre daarby is as spysoffer gereed maak, 'n 6de van 'n eva en 'n 1/3 van 'n hin olie, om die fynmeel te bevochtig as spysoffer aan die Hemelse Vader. Ewige insettinge, altyd deur. So moet hulle dan lam en die spysoffer en die olie elke môre berei as 'n voortdurende brandoffer, so sê die Hemelse Vader. As die vors aan die een van sy seuns 'n geskenk gee van sy erfdeel, dan moet dit vir sy seuns wees. Dit is hulle besitting as 'n erfenis. Maar as hy sy erfdeel 'n geskenk aan een van sy dienaars gee, dan sal dit syne wees tot by die jaar van vrylating. Dan moet dit aan die vors terugval. Net vir sy seuns moet dit 'n erfdeel wees. En die vors mag niks neem van die erfdeel van die volk om hulle uit hul besitting te verdring nie. Van sy besitting moet hy aan sy seuns 'n erfdeel gee, sodat my volk nie verstrooi word, elkeen uit sy besitting nie. Daarop het hy my gebring deur die ingang wat by die symuur van die poort was, na die heilige kamers vir die priesters wat na die noorde kyk. En kyk, daar was 'n plek aan die agterkant, na die weste toe, en hy het vir my gesê, dit is die plek waar die priesters die skuldoffer en die sondoffer moet kook, waar hulle die spysoffer moet bak, dat hulle dit nie uitbring in die buitenste voorhof, waardeur hulle die volk sou heilig nie. Toe het hy my uitgebring in die buitenste voorhof, en my verder gelei na die 4 hoeke van die voorhof, en kyk, in elke hoek van die voorhof was daar nog 'n voorhof. In die 4 hoeke van die voorhof was daar 'n afgeslote voorhowe, 40 el die lengte en 30 die breedte.
Al 4 die hoekruimtes het dieselfde afmetings gehad, en daar was 'n ringmuur in hulle rondom, om al 4, en daar was kookplekke gemaak onder aan die ringmure rondom. En hy het vir my gesê, dit is die kookhuis waar die dienaars van die huis die slagoffer van die volk moet kook. Tot sover. Kom ons gaan aan met hoofstuk 47, die heilige waters. Daarna het hy my teruggebring na die ingang van die huis, en kyk, daar het waters uitgestroom onder die drempel van die huis uit, na die ooste toe, want die voorkant van die huis was na die ooste toe, en die waters het weggevloei onder die regter symuur van die huis uit, suid van die altaar. En hy het my uitgebring deur die noordepoort, en my buitekant laat gaan na die buitenste poort wat na die ooste kyk. En kyk, die waters is gekabbel uit die regters symuur uit. Toe die man na die ooste uitgaan, het hy met 'n meetsnoer in sy hand, het hy 1000 el gemeet, en hy het my deur die waters laat deurgaan, waters tot aan die enkels. Toe het hy my nog 1000 gemeet en deur die waters laat deurgaan, waters tot aan die knie, en hy het nog 1000 gemeet en my laat deurgaan, en dit was waters tot aan die heupe. Verder het hy nog 1000 gemeet, 'n stroom wat ek nie kon deurgaan nie, want die waters het opgereis, waters om in te swem, 'n stroom waar 'n mens nie kan deurloop nie. En hy het vir my gesê, het jy dit gesien, mensekind? Toe het hy my weer terug laat loop aan die kant van die stroom. Terwyl ek teruggaan, kyk toe, het ek aan die kant van die stroom 'n menigte bome gesien, aan al twee kante, en hy het vir my gesê, hierdie waters vloei weg na die oostelike landstreek, en loop in die vlakte af, en gaan na die see, en die see word dit uitgelei, sodat die waters daarvan gesond kan word, en al die lewende wesens wat wemel, oral waar die dubbele stroom kom, sal lewe, en daar sal 'n menigte visse wees, omdat hierdie waters daarheen gekom het, en die waters sal gesond word, en alles sal lewe waar die stroom kom. Ook sal versiers daaraan staan, van En-gedi af, en En-geliam, 'n droogmaakplek, vir die nette sal dit wees. Na hulle soorte sal daar visse in wees, soos die visse van die groot see, 'n menigte. Die moerasse en die kuile daarvan, hulle sal nie gesond word nie. Vir sout is hulle bestem. En by die stroom sal aan die twee kante allerhande bome groei, om van te eet, waarvan die blare nie sal verdor, en die vrugte nie sal opraak nie. Elke maand sal hulle 'n nuwe vrugte dra, want die waters waar hulle aan staan, uit die heiligdom stroom hulle, en hulle vrugte sal wees om te eet, en hulle blare om te genees. Die grense van die land, vanaf vers 13. So sê die Hemelse Vader, dit moet die grondgebied wees waarin julle die land as erfdeel sal verwerf, volgens die 12 stamme van Israel vir Josef se 2 dele. En julle moet dit erwe, die een soos die ander, omdat my hand opgehef het om dit aan julle vaders te gee. En hierdie land moet julle as erfenis toeval, en dit moet die grens van die land wees, aan die noordekant van die groot see af, langs die weg van Hetlon, tot by die ingang van Sedat toe, Hamat, Barota, Siberiam, wat tussen die gebied van Damaskus en die gebied van Hamat lê, die middelste Aser, wat op die grens van Arin leef is. So moet dan die grens van die see af wees, tot by Asar Enon, in die gebied van Damaskus, en wat die noorde betref, noordwaarts na Hamat, die grens, dit is die noordekant, en aan die ooste kant tussen Haran en Damaskus, en Gilead, en die land van Israel uit, die Jordaan, en die grens af tot by die oostelike see, moet julle dit meet, en dit is die ooste kant, en aan die suidekant, na die suide toe, van Tamar af, tot by die twiswaters van Kades, dan na die spruit van Egipte, tot by die groot see, dit is die suidekant, na die suide toe, en aan die weste kant, die groot see, van die grens af tot reg teenoor die plek
waar die ingang van Amat is. Dit is die weste kant. En julle moet hierdie land aan julle uitdeel volgens die stamme van Israel. En julle moet dit as 'n erfenis laat toeval aan julle en aan die vreemdelinge wat onder julle vertoef, wat die kinders onder julle verwek het. En hulle sal vir julle wees soos 'n kind van die land onder die kinders van Israel. Saam met hulle moet hulle 'n erfdeel ontvang sonder die stamme van Israel. En in die stam waar die vreemdeling by vertoef, daar moet hulle hom sy erfdeel gee, spreek die Hemelse Vader. Tot sover. Ok, ons gaan aan met hoofstuk 48, hierdie is die laaste hoofstuk van Esegiel, verdeling van die land. En dit is die name van die stamme aan die noordekant langs die weg van Hetlon, na die ingang van Amat en Hasar Enan, aan die grens van Damaskus, na die noorde toe langs Amat, en hy moet die ooste en dan die weste kant hê, dan een deel. En naas die gebied van Dan, van die ooste kant af tot by die weste kant, Aser, een deel. En naas die gebied van Aser, van die ooste kant af tot by die weste kant, Naftali, een. En naas die gebied van Naftali, van die ooste kant af tot by die weste kant, Manasseh, een. En naas die gebied van Manasseh, van die ooste kant af tot by die weste kant, Efraim, een. En naas die gebied van Efraim, van die ooste af, tot by die weste, Ruben, een. En naas die gebied van Ruben, van die ooste kant af tot by die weste kant, Juda, een. En naas die gebied van Juda, van die ooste kant af tot by die weste kant, moet die offergawe wees wat julle moet afgee, 25.000 el breed, net so lank as een van die dele van die ooste kant af, tot by die weste kant, en die heiligdom moet in die middel daarvan wees. Die offergawe moet julle aan die Hemelse Vader moet afgee, moet 25.000 el lank wees, en 10.000 breed. En aan hulle, aan die priesters, moet die heilige offergawe toebehoort teen die noorde 'n lengte van 25.000 el en 2 teen die weste 'n breedte van 10.000 en teen die ooste 'n breedte van 10.000 en teen die suide 'n lengte van 25.000 en die heiligdom van die Hemelse Vader moet in die middel daarvan wees. Dit moet wees vir die priesters wat geheilig is, die seuns van Sadok, wat my verordeninge onderhou het, wat nie afgedwaal het by die afdwaling van die kinders van Israel, soos die Lewiete afgedwaal het nie. So moet dit dan vir hulle 'n offergawe wees uit die offergawe van die land, iets hoogheiligs op die grens van die Lewiete. Verder moet die Lewiete ewewydig met die grens van die priesters ontvang, 'n lengte van 25.000 el en 'n breedte van 10.000, en die hele lengte moet wees 25.000 en die breedte 10.000. En hulle mag niks daarvan verkoop of verruil nie, en die beeste van die land mag nie in ander hande oorgaan nie, want dit is die heilige van die Hemelse Vader. Maar die 5.000 wat in die breedte oorgebly het, langs die 25.000, dit sal gewone land wees, bestem vir die stad as woonplek, en oop veld, en die stad moet in die middel daarvan wees. En dit is die afmetings daarvan, die noorde kant 4.500 el, en die suide kant 4.500, en in die ooste kant 4.500, en die weste kant 4.500. En die oop veld moet by die stad behoort teen die noorde 250 el, en teen die suide 250, en teen die ooste 250, en teen die weste 250. En wat oorbly het in die lengte, ewewydig met die heilige offergawe, 10.000 teen die ooste kant en 10.000 teen die weste. Dit moet ewewydig wees met die heilige offergawe, en die opbrengs daarvan sal onderhoud dien as die werksmense van die stad. En wat die werksmense van die stad betref, uit al die stamme van Israel, moet hulle dit bewerk. Die hele offergawe moet wees 25.000 el. By 25.000 vierkantig moet hulle die heilige offergawe
afgee saam met die stadsbesitting. En wat oorbly behoort aan die vors aan die weerskante van die heilige offergawe en van die stadsbesitting langs die 25.000, die offergawe tot by die grens teen die ooste en na die weste toe langs die 25.000 tot by die grens teen die weste, net solank as die stamgedeeltes dit behoort aan die vors. En die heilige offergawes en die heiligdom van die huis moet in die middel daarvan wees. En van die besitting van die leviete en die besitting van die stad af, wat in die middel lê van wat die vorsin is, tussen die grens van Juda en die grens van Benjamin, moet alles aan die vors behoort. Verder, die ander stamme van die ooste kant af, tot by die weste kant Benjamin een deel, en naas die gebied van Benjamin, van die ooste kant af tot by die weste kant Simeon 1, en naas die gebied van Simeon, van die ooste kant af tot by die weste kant Isaskar 1, en naas die gebied van Isaskar, van die ooste kant tot by die weste kant Zebulon 1, en naas die gebied van Zebulon, van die ooste kant af tot by die weste kant Gad 1, en naas die gebied van Gad aan die suidekant na die suide toe moet die grens wees van Tamar af na die twiswaters van Kades en na die spruit van Egipte tot by die Groot See. Dit is die land wat julle as erfenis moet laat toekom aan die stamme van Israel en dit is hulle gedeeltes, spreek die Hemelse Vader. En dit is die uitgange van die stad aan die noordekant 4500 el lentemaat. En die poort van die stad moet wees volgens die name van die stamme van Israel. 3 poorte teen die noorde, die poort van Ruben 1, die poort van Juda 1, die poort van Levi 1, en na die ooste kant 4500 el, en 3 poorte, naamlik die poort van Josef 1, die poort van Benjamin 1, die poort van Dan 1, en die suide 4500 lentemaat, en die 3 poorte, die poort van Simeon 1, die poort van Isaskar 1, die poort van Zebulon 1, die weste kant 4500, hulle poort 3, die poort van Gad 1, die poort van Asser 1, en die poort van Naftali 1, rondom 18.000 el, en die naam van die stad sal vandag al wees, die Hemelse Vader is daar. Tot sover.